Okay, ek kan onthou so ek 'n bietjie so jonger was in my lewe, nog voor ek kinders gehad het, het ek en Alicia daarvan gaan hou, om te gaan gym en te gaan oefen. En dit lyk nie meer so nie, ek weet, alright, ontspan, okay? Ons hou nou way te veel van pizza in elk geval, maar ons het voor die tyd ons gehou van gym en ons het gehou daarvan voor die kinders te gaan en dan het ons gaan gym want ons het nie allerlei skooltake en skoolhuiswerk en allerlei goed gehad wat ons moes gedoen het nie. Maar ek het baie keer dan ek gegaan en dan het ek so 'n bietjie braaf gevoel. Jy weet, ek het nou my hot girl hier langs my wat nou my vrou is alwees, Alicia. En dan het ek bietjie braaf gevoel om te gaan goed optel, jy weet. En dan het ek daar gekom en ek het die swaar gewigte gevat en ek het gaan lê en dan het ek 1, 2 en dan die derde en dan kan ek nie. En dan Alicia help my. Sy try haar bes, maar sy kan nie met die gewigte alles optel nie, en sy kan my net nie help nie, en op 'n stadium, dan sit ek nou hier vas, en dan vol skaam en vol embarrassment, moet sy iemand anders te frisser as ek, alright, en beter as ek gaan roep, om my te help, en dan kom hierdie groot ou, en dan staan hy bo my, en help my, jy moet nie so swaar vat nie, Boeta, en dan, okay oom, jy weet, ek sal nie oom, en dan, so, En dan lyk ek dom en almal lyk dom, of wel nie almal nie, ek lyk dom en Alicia lyk dom, en ons nie die swaar goed kon doen nie, omdat ek nie dit kon afvra nie. En ek gebruik hierdie voorbeeld vanmôre, want ek sê dit, want ek dink nie ons liggame partykeer is gemaak om swaar gewigte te hanteer nie. Right? Ons liggame is partykeer nie gemaak om dit te doen nie. Dit vat baie oefening en baie werk vir jou liggaam gewoond kan raak aan swaar goeders, en dan wat ons doen is ons overload ons liggame met verkeerde gewigte. Maar ek is nie hier vanmôre om te kom chat oor jou liggaam en te kom chat oor wat 'n weight en wat 'n goed jy nie mag vat nie. Ek wil vanmôre weer kom praat wat ons verlede week kom praat het oor jou siel. Want ek dink baie van ons op hierdie stadium probeer die weight van die wêreld handle, en jy kan nie. En jy sit vanmôre hier, en jy sê, Erik, I'm done. Jou liggaam of jou siel kan nie meer die weight hanteer, wat jy besig is om te dra nie. Kom ons chat vanmôre daaroor. Kom ons chat vanmôre. Ek glo in gebed vanmôre dat die Here vanmôre iets wonderliks in jou gaan doen. Want ons probeer goed handle wat ons nie kan nie. Ons het verlede week gesê, en ek wil dit hierdie week weer sê, want ek wil nie jy moet dit mis nie, dit is belangrik dat jy hierdie weet, is dat ek en jy is 'n liggaam, ek en jy is nie 'n liggaam met 'n siel by nie. Ek en jy is 'n siel, dis kom ons sê die Bybel sê ons is 'n lewende wese, en dan het ons 'n liggaam bygekry. So met ander woorde, eintlik hier is, ons liggaam is net 'n tydelike woonplek vir ons siele, wat eendag as jy in Jesus behoort, aan die hemel gaan bly. En ek wil vanmôre so 'n bietjie kom chat weer oor daardie siel van jou. Jou siel. Is jou siel nie besig om goed te handle wat jy nie kan nie? Want ek lees 'n artikel, snaaks genoeg, ek lees 'n artikel wat sê dat my generasie, dis nou my generasie, 37, 40s daar rond, my generasie het die hoogste persentasie van mense wat ly aan depressie. Hoogste persentasie. En ek praat nie hier vanmôre van kliniese depressie nie. Ek praat eintlik hier van 'n low-key depressie. Kliniese depressie, verstaan ek het jy 'n dokter nodig en jy het medikasie nodig en ek's all good for that. Maar ek praat hier van 'n absoluut 'n low-key depressie. Mense wat konstant net lewe met die weight van die wêreld op hulle skouers. So die artikel skryf so mooi, hy sê, dit is asof mense, my generasie mense kan net nie hulle vingers daarop sit oor wat is fout nie. Niks is fout nie, maar niks is ook reg nie. En hulle verstaan nie wat is fout met hulle nie, en dan is hulle ontevrede met hulle self, en hulle het hierdie verlange na meer, en dan het hulle hoop verloor, en hulle voel dat hulle het geen bydra tot hierdie wêreld nie. En dan het almal van hulle, meeste, low-key depressie. En dis niks niet nie. Selfs Dawid in die Bybel het dieselfde gevoel in die Ou Testament. Hoor wat sê in Psalm 42 vers 6 kom Dawid. Hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper. Dawid kom hier en hy skryf eintlik hier, hy praat eintlik met sy siel en hy skryf vir sy siel en hy sê, siel, hoekom is jy so heavy? Siel, hoekom is jy so onrustig? Hoekom is jy so bekommerd? Hoekom is jy so ontsteld? Hoekom is jy so in vertwyfeling? What's going on?
En ek wil regtig probeer om vandag hierdie vrae so 'n bietjie van ons te beantwoord oor hoekom lewe mense met so 'n heaviness in hulle siele. Hoekom lewe my generasie veral so met hierdie swaarmoedigheid in hulle siele? Ek dink daar's 3 redes. Ek dink die eerste rede is dat ons dra die seer van gister. Die seer van gister dra swaar vandag. Gister se seer. Jeremia kom skryf dit hy skryf dit in klaagliedere. Ja, daar's 'n boek in die Bybel, klaagliedere. As hy terugkyk na die seer van sy verlede, hoor wat skryf hy in klaagliedere 3. Dis nou Jeremia, hy sê, die gedagte net aan my elende en my vreemdelingskap is gal en is gif vir my. As ek daaroor nadink, dan draai my gedagtes vas. Die Engels sê dit so mooi, ek het in Lamentations 3, hoor wat sê die Engels, I remember my affliction and my wandering, the bitterness, and I well remember them, and my soul is downcast. Hy van ons sit vanmôre hier en sê, Erik, my siel is net downcast. Erik, ek het hierdie gal en hierdie bitterheid in my siel. En ek wonder hoeveel van julle sit vanmôre dalk met hierdie selfe seer. Die pyn van gister. 'n vriend wat vir jou gejok het. 'n huweliksmaat wat op jou verneek het, vir jou raai het. Werk wat jy verloor het. Iewers wat jy uitgemis het op 'n geleentheid. Iets wat jy gedoen het en jy gesê het wat jy nie moes nie en dit het seer gekry en jy het iemand seer gemaak en nou sit jy met hierdie pyn van gister. En nou is jou siel vanmôre heavy. Ek wil jou nie vanmôre in die verleentheid stel nie, inteendeel. Maar wat ek wel wil doen is, ek wil jou wel vanmôre so 'n bietjie kom challenge. As jy vanmôre hier sit dalk, en jou hart is heavy as gevolg van die verlede se seer. Kan ek jy vanmôre net vra om, net al waar jy is, net vir 'n oomblik te sê, ek sê Erik, daai sê ek dalk, ja. Dankie. Ek die tweede rede hoekom ek dink baie van ons siele so heavy is want vandag dra ook nog sy eie gewig. Daar is iets wat op hierdie huidige oomblik met jou gebeur. Jy's op hierdie huidige oomblik in 'n storm. Jy's op hierdie huidige oomblik in 'n plek in jou lewe wat jy net sê, man, my hart is heavy. En Job in die Bybel verskryf dit so mooi. Hy skryf Job 4 vers 5 sê hy, nou, nie gister of vandag nie, nou het die ramp jou getref. En jy's platgeslaan en dit het jou oorgekom en jy's verslaag. Soveel van ons kan vanmôre sê, Erik, daar's nou in my lewe besig is om iets aan die gang te gaan. Dit voel vir my nou asof ek platgeslaan is en ek is verslaan. Dit voel asof 'n ramp my getref het. Jy het hierdie nie gesien kom nie. Jy's vanmôre hier en jy het nie gedink dat oor 5 jaar gaan jy hier wees nie. Jy het dalk gedink oor 5 jaar van nou af is ek darm al getroud of het ek darm al 'n kerel of het ek darm al verloof en hier sit jy en jy's nog steeds single. Jy het nie gedink oor 5 jaar van nou af is jy nog steeds besig om werk te soek nie, want jy het gaan swat en jy het 'n goeie graad, maar nou sê jy nog werk en jy sê, ek het nie gedink dat hierdie ouderdom van 30 gaan ek wees waar ek nou wees nie. En jy het hierdie konstante ontevredenheid in jou. En jy sê, man, ek moet op 'n ander plek in my lewe wees. Ek moes al getroud gewees het. Ek moes al 'n vaste werk gehad het. Ek het nie beplan om op hierdie stadium in my lewe in hierdie moeilikheid te sit nie. En nou is daar 'n heaviness vanmôre in jou hart. Enigiemand wat met dit sukkel vanmôre? Dankie. Swaar in jou siel. Ek dink die derde rede hoekom ons baie sukkel is die gewig van die bekommernis vir toekoms. Toekoms. Hoe gaan ek dit maak? Erik, het jy hierdie oorlog gesien? Het jy gesien wat gebeur met die petrolgeld? Het jy gesien wat gebeur met die krag? Het jy gesien wat gebeur met dit? Dis nou hierdie oorlog en hulle is besig om mekaar te beklei. Wat gaan ons doen in die toekoms? Waar gaan my kinders gaan? Gaan my kinders betuis wees? Gaan my veilig wees? Hoe gaan ek my rekening betaal? Hoe gaan ek uit skuld uitkom? Wat gaan gebeur as hulle my die werk afdank as gevolg van die petrol wat nou opgaan en hulle gaan my nie meer hou nie en wat gaan ek dan doen? Wat gebeur met hierdie oorlog? Wat gaan aan met die krag? Hoekom is die kospryse hoog? Hoe gaan ek dit alles betaal? En jy sit met hierdie heaviness oor die toekoms vanmôre. En Jesus het hierdie selfde oomblik gehad. Jesus het dieselfde gehad toe hy gekyk het na die toekoms en hy sien die pyn wat hy moet deurmaak op die kruis vir my en vir jou sonde. Hy het selfs geweet dat die Vader hom gaan los. Hy het selfs geweet dat op 'n stadium gaan die Vader hom verlos en hy gaan alleen wees en hy het met die heaviness gesit in sy hart.
Hoor wat hy skryf hy in Markus 14 vers 33 skryf hy. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus, Johannes saam met hom. Hy het ontstel en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. En ook sit jy vanmôre hier en jy kan sê, ek's doodsbenoud oor die toekoms. Maar jy van julle kyk na die toekoms en jou siel word swaar. Hande op vir die toekoms, wie's bang? Ja, prys die Here, my hand is ook op. Sien, kan ek vir sê wat sy hartseer ding, is dat baie mense dink dat dit is die manier hoe jy moet leef. Baie van ons dink dat, hierdie heaviness in my hart en hierdie heaviness in my siel, dit is hoe ek moet leef, dit is hoe dit behoort te wees. As jy 'n Christen is, dan gaan dit altyd maar net hierdie heaviness wees, want jy gaan altyd gister se pyn hê, of vandag se moeilikheid, of in die toekoms, en jy dink dat dit is okay, jy dink dat dit is hoe jy behoort te leef. En dit het my so aan 'n storie laat dink dat ek het op 'n stadion eendag op 'n Sondag die Kamerads gekyk en die volgende dag het ek opgestaan vir Lisa gesê luister ek gaan die Kamerads hardloop. En sy het gesê wat en ek het gesê yes en ek het my tekkies aangetrek en ek het begin hardloop 1.9 km dag 1 en toe ek flat. En die volgende dag opgestaan en 1.9 km gehardloop. En op 'n stadium het ek begin shin splits kry en my knieë en my heupe was net nie lekker nie. En ek het net gedog wat nou? Maar ek het gedog dit is hoe almal voel op die Kamerads. Almal wat hardloop, dis nou maar net hoe dit is. Jy hardloop maar en jy moet masseer en jou bene moet pyn en dis hoe dit moet wees as jy 'n langafstand atleet wil wees. En op 'n stadium het ek aangesluit by die Rodepoort Running Club en toe ek daar hardloop, praat ek nou met ouens wat al 30, 40 Kamerads gehardloop het. En toe ek met hulle gestaan en gesels en met hulle praat oor my seer bene en hulle kyk my so en sê, "O ja, jou tekkies is verkeerd." Dis al. Ek sê, "Wat? Dis al. Kry net vir nuwe tekkies." En ek het gegaan en ek het vir my ordentlike nuwe tekkies gekoop want blykbaar hardloop ek binne toe en ek moet eintlik buite toe hardloop, maar dis nou nie 'n hele probleem nie. Sodat ek tekkies gekry wat my voete reguit druk en die oomblik toe ek dit doen, het ek nooit ooit weer seer gehad nie. Nooit nie. 4 Kamerads is klaar gemaak al, nog nooit seer gekry nie as gevolg van net tekkies. Maar ek het gedink dat dit is hoe ek moet lewe. Ek het gedink dat deur om te hardloop en langafstand en Kamerads en maratonne en te hardloop is dit hoe jy moet doen. Jy moet masseer, jou bene moet pyn, jy moet maar pille drink. Dis hoe dit wees. Totdat ek iemand anders so agtergekom het, maar dit is nie eintlik hoe dit moet wees nie. Change die tekkies. Jy het nie nodig om met seer te hardloop nie. En die punt is, hoekom vertel ek hierdie storie, is dat ek en jy het nie nodig om te lewe met hierdie heaviness in ons hart nie. Jy het nie nodig om deur die lewe te gaan en bekommerd te wees oor die toekoms nie. Jy het nie nodig om die lewe te gaan en te voel, dis nou maar hoe dit is, ek gaan maar altyd hierdie heaviness in my hart hê nie. Want God wil jou vanmôre kom vrymaak. God wil soos daardie ou wees op die running club vir jou sê, hey, jy het nie nodig nie. Dis nie nodig om so te lewe nie. Jy gaan okay wees. Jy het nie nodig om met daardie pyn te loop nie. En daarom in Psalm 42 vers 6 gaan ons terug na daai Dawid toe waar hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Hoor wat sê hy? Vertrou op God. Vertrou op God. En daarom wil ek jou vanmôre weer kom bemoedig om vir jou siel te preek, presies soos ek verlede week gesê het. Ek dink ons van julle wat nog nie julle pastore binne julle reg gekry het om vir julle siele te begin preek nie. En ek dink dit het tyd geword, kerk. Ek dink ons is in 'n leeftyd in ons lewe waar jy vir jou siel in die spieël gaan moet kyk en vir jou siel gaan moet preek en jy gaan die beste pastoor vir jou siel moet wees. So goed dat jy selfs na die tyd vir jouself 'n dankoffer kan opneem. En jy kan dit hou. Okay, dis jou nou. Maar is tyd dat ons hierdie pastoor binne ons uitkry, regkry om te begin preek vir ons siele. En ons 3 goed wat ek wil hê jy moet vir jou siel preek. Nommer 1 is onthou God was getrou. Sien kerk, elke keer wanneer jy hierdie swaar, moedige heaviness gevoel kry, dan as gevolg van die wêreld, van die verlede se seer, dan dink ek moet ek en jy leer om ons brein te stop en in 'n rat te verander en in jou gedagtes weer terug te gaan na die getrouheid van God. Want dis presies wat Jeremia doen. Hoor wat skryf Jeremia in Klaagliedere. Check sy ratte wat hy verander. Hy sê, die gedagte aan my elende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, dan draai my gedagtes vas. Maar, check hierdie rat. Maar, dit sal ek ter harte neem. En om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Check my rat. Hy sê ek verstaan die ellende. Ek verstaan die seer. Ek verstaan ek het pyn gekry in die verlede.
Maar, change ons ratte, hè? Maar, ek onthou die Here goed was. Maar ek kan onthou in die verlede, hoe die Here getrou was, en hoe goed hy was. Kijk, ek dink, as ek en jy as Christen, dink ek het ek en jy eintlik nie 'n keuse nie. Jy kan terugkyk in die lewe, en dink aan al die slegte goed wat met jou gebeur het, of jy kan terugdink aan die lewe, en dink aan al die goeie goed wat die Here vir jou gedoen het. Jy kan baie maklik terugkyk in die lewe en onthou wat al die slegte kere, of jy kan terugkyk in die lewe, onthou die kere wat God jou kon bevry het van jou sondes. Jy kan maklik terugkyk en dink, man, al die kere wat ek sleg gegaan het, of jy kan terugkyk in die lewe en dink, man, ek onthou hoe Christus my gered het. Ek onthou hoe Christus daardie gebed vir my beantwoord het. Ek kan onthou hoe Jesus vir my gesorg het, toe ek niks gehad het nie. Ek kan onthou toe ek daai sang in die kar gehoor het, en my siel net met die Here gepraat het, en ek gefiks was. Ek kan net onthou hoe ek 'n boodskap eendag in die kerk gekry het, en daardie boodskap sit vandag nog vas, want daardie boodskap het my lewe verander. Ek kan onthou. Jy het die keuse. Jy kan maklik terugkyk en dink, al die verseer van die verlede en al die pyn, of jy kan, maar die Here is goed. Ek het gesukkel, maar die Here het deurgekom. Dit was seer, maar die Here het deurgekom. Maar die Here was getrou. Kerk, luister, ek sit per baie keer nog, wanneer die lewe taf gaan by my, dan moet ek sit en dan moet ek gaan terugdink aan die kere wat die Here deurgekom het vir ons van Milanay. Milanay het opgehou asemhaal. En nou ek al in die gange gaan staan by Robinson Hospitaal en sê, Here het my nie tot hier gekry, om dit met my te laat gebeur. Here is goed. As jy dit kan doen, kan jy hierdie ook doen vir my. Ek moet terugkyk oor hoe ek die kerk begin het, en daar was net 35, en ek het so goed gepreek, net 12 het teruggekom, die volgende week. Dis hoe amazing ek preek. Dan 12 het teruggekom, en nou sit ons hier met 2 dienste en 'n vol kerk Randfontein, en as ek soos, Here, as jy dit kan doen, man. Hoeveel keer moet ek hier terugkyk in finansies, dan dink ek, Here, as dit partykeer 'n taf, want wonder ek en Alisa, gaan ons links of gaan ons regs, of wat gaan ons doen, as ek, Here, as U daai altyd daar was, Here, gaan U hierdie keer wees. Terugkyk, luister kerk, ek dink ek en jy as Christen, ek en jy het al die rede om terug te kyk na al die swaar tye en dink, man, my siel moet swaar word. Of ek en jy kan vanmôre terugkyk en sê, Here, U was getrou. Onthou, U was getrou. Die tweede ding wat ek dink jy moet vir jou siel praat, is roep vandag tot God. Roep vandag tot God. Hoor wat sê Psalm 142 vers 2. Sê, ek roep na die Here om hulp. Ek smeek die Here om genade. Ek roep na U om hulp, Here. Ek sê, U is my toevlug. Buiten U het ek geen deel in die land van die lewendes nie. Ek wil jy vanmôre kom bemoedig. Want wanneer daar 'n swaar gemoed in jou siel is, omdat dit vandag vir jou moeilik is, of omdat jy vandag deur 'n moeilike tyd gaan, roep uit na God. Ek meen, let it rip, baby. Sê die Here hoe jy voel. Help nie sit en so, ja, gaan maar net lekker nie. Sê die Here hoe jy voel. Roep uit na die Here. Wees eerlik. Vertel die Here hoe jy voel. Here, ek is kwaad, man. Ek is kwaad omdat ek nog nie 'n job het nie. Ek is kwaad, Here, ek stuur hoeveel keer CV's in en niks kom na my toe terug nie. Here, ek is ontsteld vanmôre, Here. Here, ek verstaan nie, Here, ek verstaan nie hoekom reën dit op elke Sondag nie. Hoekom? Dis die laaste 4 weke wat ek vir die Here baie gevra het. Gelukkig prys die Here, die son skyn vandag. Here, ek verstaan nie, Here, ek het U nodig. Here, ek is desperaat. Here, waar is U? Here, hoekom moet ek hierdie gaan? Here, hoekom is ek siek? Here, waar is U? Here, ek hou nie hiervan nie. Kerk, God kan jou eerlikheid hanteer. Ek weet nie of jy geweet het nie. God kan jou eerlikheid hanteer. Hy weet in elk geval alreeds wat in jou hart aangaan. Ek meen, Jesus het in die woord gesê, werp jou bekommernis op my, want ek sorg vir jou. So jy kan eerlik wees met die Here. Ek kan onthou 'n paar jaar terug in my lewe, was lewe in die bediening net hard. Julle is nie eens in hierdie kerk, was my vorige gemeente. Lewe was hard, julle. Mense was teen my, luister hier voel ek daarom ons is in 'n span, met 1 of 2 van julle wat nie van my hou nie, maar daar was 1 of 2 wat van my gehou, die res niks van my gehou nie. Maar dan, ek was beskuldig, Jesus, julle wil nie weet van God so goed ek beskuldig nie. En mense was teen my, en hulle het my probeer alles, my mikrofoon was aspres af, en ek was terrible gewees. En ek het op 'n stadium, ek het 'n kantoor gehad, en so ons kantoor was sommer my slaapkamer. En ek het uitgeroep na die Here, Here, hoekom? Here, wat is die plan?
Here, jy het my gaan geroep vir die bediening, nou laat jy hierdie met my gebeur. Ek wil nie meer in die bediening wees nie, gee my Takealot karretjie. Ek hou nie meer hiervan nie. Ek wil nie meer hier wees nie. Wat is die plan, Here? Hoekom roep jy my vir al die amazing stuff en jy wys my visions en gee my hierdie planne, maar jy doen dit, Here, ek wil nie meer nie. Hoekom is jy so in vertwyfeling? Hoop weer op God. Kerk, die Here gee hom vir jou. Jy mag by hom kla. Wel, uitroep. Jy mag vir hom sê hoe dit gaan. Ek is mal oor wanneer my kinders na my toe kom en sê, Papa, ek is moeg, ek is kwaad, ek voel nie lekker nie, hierdie maatjie. Ek is mal oor dan om te sê, okay, wat kan ek doen? Die Here voel dieselfde. As jy uitroep na hom toe en sê, Here, ek verstaan nie hierdie nie, help my, dan gaan hy jou help. Roep uit na die Here. Derde ding is vertrou God se krag vir die toekoms. Oeps, hier gaan my dingetjie. Ek wil jy vandag kom herinner aan God se getrouheid. Ek wil jy vandag kom herinner dat jy kan vertrou op die krag van die toekoms. Kerk, God is die Alfa en die Omega. God is die begin en die einde. God is reeds in jou môre. En daarom kan jy hom vertrou vir die toekoms. Hoor wat sê 2 Kronieke, hoor hierdie vers, 2 Kronieke 32 vers 7 tot 8. Wees sterk, wees dapper en moenie bang wees nie, moenie skrik vir die koning van Assirië nie en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hom. Want by hom is menslike mag, maar by ons is die Here, ons God, wat ons sal help en ons die oorlog sal veg. Met ander woorde, hulle het net wat hulle het. Ek het wat God het. Ek het nie nodig om te probeer beklei vir 'n victory nie. Victory is aan my kant. Ek het alreeds die victory gekry. As jy 'n Christen is, by hulle is wat hulle is, maar by jou is dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is by jou. Jy kan God vertrou vir jou toekoms. O my siel, sit jou hoop weer in God. Sit jou hoop weer in God. Kerk, jy het nie nodig om vanmôre met 'n swaarmoedige hart rond te loop nie. Jy het nie nodig vanmôre om jy uit te stap met 'n swaarmoedige hart nie. En jy gaan nie uitstap sonder 'n swaarmoedige hart en dan gaan jy by daai gebedsklas uit. Want ek weier dat jy in jou kar vanmôre klim met 'n swaarmoedige hart. Volgende keer as jou siel swaar is, dan sê jy, Here, ek onthou wat U gedoen het gister. Volgende keer as jou siel swaar is, dan sê jy, Here, ek kan uitroep na U. Here, ek verstaan nie, maar ek weet U gaan die antwoord gee. En volgende keer as jou siel swaar is vir die toekoms, dan sê jy, Here, ek kan U vertrou vir die toekoms. Ek het weer hoop. Great is your faithfulness. Kom ons bid saam. Here, is U nie ongelooflik nie. Dankie vir U woord vanmôre. Ag Here, daar is soveel mense, Here, wat vanmôre hier sit, wat swaarmoedig is. Kom bring weer genesing.